Naand mense, Jaap hier. Ja, vanaand praat ek oor Openbaring 13. Ek gaan kyk na die twee diere, die een uit die see en een op van die aarde. En dan in die volgende video gaan ek die merk van die dier verduidelik. En daar is net te veel inligting om dit alles in een video in te druk. Veral die merk van die dier, maar ook die dier van die see. En ja, ons gaan eers die diere behandel. Wat julle sal sien met hierdie video's is dat hierdie goed het al gebeur. Dit het alles vervul rondom 70 na Christus, volgens die Bybel, volgens profeseë, volgens historikuste. Dit alles wys vir ons, hierdie goed het al vervul. En ongelukkig is die feit dat die mense nie weet wat sê die geskiedenis nie. Dis hoekom hulle dink, hierdie goed moet nog vervul. Maar julle sal sien soos met hierdie video's van my, dat daar is verskriklik baie bewyse dat hierdie goed het al reeds vervul. En dat dit alles vervul het rondom 70 na Christus. Al van die enigste deel van Openbaring wat nog moet vervul is gedeelte van Openbaring 20 en dan 21 en 22. Die rest van Openbaring het vervul met die vernietiging van Jerusalem rondom 70 na Christus. En dit is waaroor Openbaring gaan. Het gaan oor Juda se straf. Die hele Bybel gaan oor Israel. Openbaring gaan spesifiek oor Juda se finale straf, omdat hulle wetteloos geleef het. En dan hand aan hand met die vernietiging van die tempel in Jerusalem. Dit is alleenlik waaroor Openbaring gaan. Het gaan nie oor die hele wêreld nie. Het gaan nie oor die strawwe van die wêreld nie. Het gaan net oor die strawwe van Israel, van Juda. Openbaring 13, aarde en see vir verduideliking. Voor ek kyk na hierdie diere, gaan ek net gou vir julle 'n opsomming gee van wat is, as die Bybel praat van die aarde en die see, waarna dit verwys. Anders gaan mens nie die diere kan verstaan nie. Jesaja 1 vers 1 tot 3. Julle sal sien, ek lees alles in Engels, die Bybel. Want die Engelse Bybels is meer akkuraat as die Afrikaans. Dit is maar net 'n feit. Ek het al gaan vergelyk, en dit is maar net so. Jesaja 1 vers 1 tot 3. The vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah, son of Amos, saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. A rebellious nation, hear me, you heavens, listen, earth. For Yahuwah has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows his master, donkey its owner's manger. But Israel does not know, my people do not understand. Hier sien ons, hy verwys na Juda, Israel, en sê, listen earth, die aarde. Want die aarde verwys na Israel en Juda. Ons kyk Jeremia 51 vers 24-25. Before your eyes I will repay Babylon and all who lived in Babylonia, for all the wrong they have done in Zion, declares Yahweh. I am against you, you destroying mountain Babylon. You who destroy the whole earth, declares Yahweh. Weer eens hierdie whole earth verwys na 'n spesifieke nasie, en hierdie opsig is dit Israel. Weer eens, Babylon het mos Juda in ballingskap weggevoer. En hulle het ook nie die hele aarde regeer nie. Hulle het net 'n gedeelte van die aarde beheer oor gehad. Daniël 7, 4 diere wat uit die see opstaan. Hierdie 4 diere simboliseer Babylon, Mede-Perse, Griekeland en Rome. Almal nie Israelse ryke, dus ander nasies. So see verwys na ander nasies. Dit is baie duidelik in Daniël, dat die see verwys na die ander nasies. Revelation 17:15 illustreer ook duidelik die feit dat see of waters vreemde nasies verteenwoordig. The waters you saw, where the prostitute sits, are peoples, multitudes, nations and languages. Sien, hulle verwys na ander nasies, wat die see, waarop die see is. Wat na die waters verwys.
Daar is baie ander voorbeelde in die Bybel waarin woorde soos see of waters duidelik nasies verteenwoordig wat vreemd is aan die spesifieke koninkryk wat aangespreek word. Ons weet ook net by Assirië het hy verwys na as 'n rivier, so selfs 'n rivier, see, waters, vloede, ek kan verwys na ander nasies wat Israel aanval, wat 'n weermag is, soos die rivier wat oorstroom, Israel oorstroom, dit beteken daardie nasie val Israel binne en oorwin hulle. Daniël 7, en hier is 'n klomp verse wat julle wil gaan lees, wat verwys na see as ander nasies. Psalm 144 vers 7, Reach down your hand from on high, deliver me and rescue me from the mighty waters, from the hands of the foreigners. Hierdie vers is baie duidelik dat ander nasies is waters. So the beast of the sea, from the sea, is die dier van die nasies, van ander nasies, nie Israel nie. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. En dan sê ek hierso, die profete Jesaja, Daniël en Esegiel het ook mythiese seemonsters gebruik om onderdrukkende, nie-Israelse ryke te simboliseer. Soos julle hier kan sien, weer eens gee ek verse, Openbaring gebruik hierdie seemonster verwysing. Nou, spring 'n bietjie. Openbaring gebruik hierdie seemonster verwysing om beide 'n ryk en sy leiers aan te dui. Hierdie dier wat na verwys word is nie net mense nie, as konings of regerders nie. Dit is die nasie en hulle leiers. 'n ryk en sy leiers aan te dui. Dus is die dier beide 'n koning en sy koninkryk. Kenneth Gentry haal die Romeinse digter Ovidius aan wat sê, die staat is Caesar. Die 7 koppe van die seemonster verteenwoordig die 7 Caesars van Rome en sy liggaam verteenwoordig die Romeinse burgerskap. So die liggaam van die dier is die Romeinse mense en die koppe is die leiers. Daar word soms aangeneem dat die 7-koppige dier van Openbaring 13 die konings van Israel is. Hierdie interpretasie is gewortel in die feit dat die koning Herodes wat Joshua wou doodmaak nadat hy gebore is, en dat Maria en Josef na Egipte gevlug het om Herodes se moorddadige toorn te vermy. Dit lees ons ook in Matteus 2, wat die 7-koppige draak se agtervolging van die vrou weerspieël. Openbaring 12. Die 7-koppige draak is in Openbaring 12 is eintlik Satan. Ja, die 7-koppige draak is nie dieselfde as die 7-koppige dier nie, né? Dit is 2 verskillende diere. Dit is 2 verskillende entiteite. Die draak is nog altyd vir verwysing na Lucifer, Satan. Die dier in hierdie openbaring is altyd 'n verwysing na Rome. Mens sien, hulle lyk dieselfde met die 7 koppe en so aan, maar daar is 'n rede daarvoor en ons sal later daaroor praat. In Openbaring 12 neem hierdie draak deel aan 'n oorlog in die hemel met Michael voordat hy na die aarde neergewerp word. Openbaring 12. Herodes se optrede in Openbaring 12 in die soeke na die Christuskind is uiteindelik die optrede van Satan, wat deur Herodes agter die skerms werk. Trouwens, dit is presies wat in Openbaring 13 uitgebeeld word. Die draak het die dier sy mag en sy troon gegee. Openbaring 13 vers 2. Die rede waarom die dier as 'n 7-koppige monster uitgebeeld word, net soos die draak van Openbaring 12, is om te wys dat dit eintlik Satan is wat agter die skerms gewerk het in die optrede van hierdie konings van Rome. Net soos hy Herodes geïnspireer het om sy wil in Openbaring 12 te doen. Ja, dis al wat dit beteken maar met Herodes se storie. So Lucifer het hom gelei om dit te doen, om te probeer Joshua doodmaak. Dit beteken nie dat hierdie 7 koppe is nou Israel se konings nie.
In Openbaring 17 vers 10 word gesê dat die 7 koppe van die dier 7 konings is. Soortgelyke beeldspraak word in Kolossense 1 vers 18 gevind. En hy, Messias, is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Ja, net soos Joshua die koning is hy ook in die skrif die hoof, die kop. En dan die mense wat hom volg en in sy voetspore volg, en die Jahoua aanbid en dien, sy gebooie gehoorsaam, hulle is die liggaam. Net soos wat hierdie dier, die mense onder hom, onder sy heerskappy van die koning, is die liggaam, en die kop is die leier. Die getal 7 wys op 2 komplementêre maniere na Rome. Die 7 koppe is 7 heuwels waarop die vrou sit. Hulle is ook 7 konings. 'n Dubbele verwysing dat dit is Rome, mense, en dat hierdie is nie die Rome van vandag nie. En Openbaring wys vir jou duidelik, baie duidelik, hierdie Rome wat hierna verwys word, is die Romeinse Ryk van 70 na Christus. Dit kan nie verwys na die Romeinse Ryk van vandag nie. Dit is baie duidelik. Hy praat van die 7 koppe, en julle sal nou sien wie is die 7 koppe, wat duidelik gaan wys wie hierdie is en wanneer hy dit vervul. Want hy praat ook dan van die 8ste kop. En so aan. En al hierdie goed het alles, hierdie koppe is leiers wat op sekere tye in die verlede geregeer het. Nie een van hierdie koppe verwys na enige leiers van vandag van die Romeinse Ryk nie. Dit verwys nie na die paus nie, of die pause nie. Hulle is ook 7 konings, Openbaring 17 vers 9 tot 10. Rome is op presies 7 heuwels gevestig deur presies 7 konings. Aune skryf, volgens tradisie het Rome 7 konings gehad. Hierdie het aan die Romeinse monargie behoort, beginnende met Romulus, 753 voor Christus, en geëindig met die verdwyning van die 7de koning Tarquinius Superbus, in 508 voor Christus. Nou hierdie is nie eintlik 'n verwysing na hierdie 7 koppe van Openbaring nie, maar dit is net interessant om te weet dat Rome het 7 konings gehad wat oor hulle geregeer het, baie lank terug, voor die keisers in bewind gekom het, 500 jaar voor dit. So is interessant, dat is eintlik 'n 2 keer waar daar 7 koppe was, wat oor Rome geregeer het. Maar onthou, soos ek sê, 7 koppe volgens die tydlyn, want volgens Openbaring se tydlyn gebeur die dinge rondom die 7de kop, en dan is daar ook 'n 8ste kop. Maar oorspronklik, Rome was geregeer deur 7 konings. Romeine het baie gelei tydens die bewind van hierdie 7 konings, wat veroorsaak het dat Rome in 509 voor Christus 'n republiek geword het, regeer deur 2 consuls en 'n senaat. Na hierdie 7 stigters konings, het Rome vir 500 jaar geen koning gehad nie. Dit het nie verander tot die opkoms van Caesar dynastie, die Julius Caesar homself lewenslang tot keiser verklaar het, en kort daarna vermoor is en sy opvolger Augustus die autokrasie stewig gevestig het. So Rome het toe maar teruggewend na hoe hulle was voorheen met die autokrasie van die 7 konings, 500 jaar later, toe dit nou maar weer gebeur. Die profesie van Openbaring 13 beklemtoon die heerskappye en optrede van 3 van hierdie hoofde of keisers. Keiser Nero, keiser Vespasianus en keiser Titus. Hier sien ons mense, hierdie 3 van hierdie finale koppe is wat Openbaring na verwys. Hy verwys spesifiek na Nero, Vespasianus en Titus. Hulle is die rolspelers wat alles laat vervul het van Openbaring, en in hulle tyd is hierdie goeders vervul van Openbaring. Vespasian and Titus were crowned Caesars at the same time. En sien hierso, Vespasian en Titus het tergelykertyd geregeer as keisers. Nou, Titus was onderdanig aan sy pa, Flavius Vespasian, en hy was
Titus het die hoof van die hele weermag geword van Rome. Dit was natuurlik hy wat Juda en Jerusalem toe gaan vernietig het. Cassius Dio, Roman History 66.1. Dis waar dit staan. Dat hulle het albei geregeer as keisers, saam. Nou, julle het al gehoor van die Hydra, ons gaan nou 'n bietjie meer lees van die Hydra. Maar Rome het 'n dodelike kopwond gekry. Dit was die Nero wat selfmoord gepleeg het. En uit hierdie stam, of die nek, van hierdie kop wat afgesny is, het daar 2 koppe opgespring, net soos wat gesê word in die mite oor Hydra. As jy 1 kop afkap, dan kom maar 2 koppe uit. Nou presies net so het gebeur met Rome. Dis hoekom daardie analogy gebruik word van die dier, of die Hydra. Aan die begin van hul bewind het hulle dieselfde naam gedeel, wat 'n saamgesmelte weergawe van albei se name was, Titus Flavius Vespasianus. Dat staan daar so aan Brian Jones en Robert Mills, Suetonius en so aan. Daar's 'n verwysing as julle wil gaan kyk waar dit is en wat dit sê. Die koppe van die seedier is die koppe van die Romeinse Ryk, die Caesars. En miskien maar Afrikaans die keisers, want ek dink hierdie Caesar verwys na die van hierdie eerste 7 leiers. En dit was die Vespasianus familie wat daarna oorgevat het. Maar die koppe van die dier is nie net die autokrate van Rome nie. Die koppe van die dier is daardie heersers wat in die 2 dinastieë wat Rome in die 1ste eeu geregeer het, die Caesars familie dinastie en die Flaviese familie dinastie, geheers het. Die eerste 6 koppe is die 6 heersers van die Caesars familie dinastie. Jammer mense, ek het gesê 7, die eerste 7 koppe is die eerste 6 koppe, is van die Caesar dan die dinastie, en toe die laaste 2 koppe wat Openbaring van praat, is die Flavianus of Flaviese dinastie. Soos 'n nuwe familie wat ingekom het. Beginnende met die heel eerste Julius Caesar, dis is die eerste 6 koppe, die eerste 6 Caesars. Hier het ons die lys, Julius Caesar, toe is dit Augustus Caesar, Tiberius Caesar, Gaius Caesar, Claudius Caesar en Nero Caesar. En hy was die laaste Caesar. Hy het nog selfmoord gepleeg in 68 na Christus. Dit is die dodelike kopwond wat Openbaring van praat. Daar word gesê dat die dier 'n noodlottige wond op een van die koppe gekry het. Hierdie kop is die 6ste kop, Nero Caesar, wat in 68 na Christus selfmoord gepleeg het. Interessant genoeg, mense het ook ek dink sy keel afgesny, of homself in die nek gesteek of something, maar dit het te doen met sy nek en sy kop, die wond wat hy gehad het. Nero was die laaste heerser van die keiser of die Caesar familie dinastie. En aangesien Nero nie sy opvolger aangewys het nie, was daar 'n opvolgstryd wat gelei het tot 'n burgeroorlog na Nero se selfmoord. Ja, hy het niemand aangewys, hy het mos selfmoord uit die bloute uitgepleeg en toe was daar niemand wat hom kon opvolg nie, want hy het nie enigiemand aangewys nie. Met Nero se dood, die einde van die Caesar familie dinastie en die gevolglike burgeroorlog wat gedreig het om die ryk op die hoogtepunt van sy mag in duie te laat stort. Dit lyk asof die dier 'n dodelike wond het in Openbaring 13 vers 3. Ja, net soos hy sê in die Bybel, dit is 'n dodelike wond gewees, want skielik was daar burgeroorlog in Rome as gevolg van die dood van Nero, die 6ste kop. Hierdie dier het 'n naam in antieke Joodse en Hellenistiese tradisie wat lank voor Openbaring se samestelling dateer. Volgens antieke tradisie was hierdie veelkoppige seedier bekend daarvoor dat dit afgesnyde koppe regenereer, sodat 2 nuwe koppe uit die stomp van die ou afgesnyde kop sou groei. Wat verklaar waarom die dier later in Openbaring 17 vers 11 8 koppe het. Ja, hierdie selfde dier word verwys in Openbaring 17, maar skielik het hy 8 koppe. Nou, hoekom is dit so?
want dis die hydra. Dit is soos ek julle gesê het, as die een kop afgesny word, dan kom maar 2 koppe in sy plek op. Nou die 6ste kop is afgesny, toe kom daar 'n 7de en 8ste kop daar uit daai een nek. Nou dit is die Flaviaanse familie, dit is die pa en seun, Flavius en Titus Vespasianus, wat toe oorgevat het. So, die 6 koppe het toe 8 koppe geword. Maar dit bly nie dood nie, want die dier kry 2 nuwe koppe en in die plek van die ou 6ste kop, en kom kort daarna weer tot lewe met die opkoms van 'n nuwe familie dinastie. Die Flaviërs het verhoed dat die ryk ineenstort, deur vrede en orde na Rome terug te bring. Dus, onder die heerskappy van die Flaviërs, Vespasianus, Titus en Domitianus, nou dis die 2 seuns, Titus en Domitianus, het die dier weer tot lewe gekom. Tydens die burgeroorlog in die jaar na Nero se dood, waar tydens Galba, Otho en Vitellius regeer het, was hierdie 3 keisers nie deel van die Caesar familielyn nie. Hulle was dus nie koppe van die dier nie. Aangesien die dier dood, volgens Openbaring 17 vers 8, dood was, na Nero se dood. Die dier het toe uit die dood opgestaan met die opkoms van die Flaviese dinastie die volgende jaar. Ja, hierdie 3 ouens wat, so elkeen van hulle het maar net vir 'n paar maande geregeer en dan is hulle ook doodgemaak, so hulle tel nie as een van die koppe nie. Want hulle is nie van die keizerfamilie gewees nie, maar ook nie van die Flaviese familie nie. Hulle was maar net ouens wat hier en daar opgepop het en gesê het, ek sal regeer, ek sal dinge reg kry, en dan is hulle doodgemaak. So, binne 1 jaar, basically was daar 4 leiers gewees in Rome. Dit was net hoe die mekaar spul was het daar in Rome, met die mense wat gefight het vir hierdie posisie. Maar ons sien dat die Flaviese familie het toe uiteindelik ontslaag geraak van al hierdie oppositie, en hulle het vrede gebring. So, toe het die dier, asof hy uit die dood opgestaan het, toe die Flaviese familie oorvat. Net soos Nero Caesar getranslitereer in Hebreëse karakters, optel tot 666, so doen Titus Flavius Vespasianus ook, deur dieselfde transliterasie. So jy sien hierdie naam van Titus Flavius Vespasianus, blykbaar in die Hebreëse karakters, as jy kyk na die gematria, kom dit uit op 666. Die feit dat hierdie dier op die oewer van die see staan, is nog 'n manier om te sê dat dit uit die afgrond opgekom het, soos in Openbaring 11, 17 en Daniël 7. Soos later bespreek sal word, is dit opstandingsbeeldspraak. Ja, die uit die see kom, kan ook verwys na uit die dieptes van die see, soos om uit die dood op te staan. Nou, hierdie dier het maar soos uit die dood opgestaan eintlik, na daai een kopwond. Die leiers van Rome was vereer as gode. Soms, soos die geval met Augustus, is muntstukke gedruk met die titel Divi F. Dit wil sê Divi Filius, of die seun van God. Ja, hierdie ouens het gesê, hulle is seuns van God. Dit is baie soos Rome nou maar vandag ook maar. Die priesters van die Romeinse kerk van vandag sê hulle is seuns van God. En dan paus beteken mos vader. Interessant, die Bybel sê, moet jy laat een van julle vader genoem word nie. Want hulle het net een vader in die hemel. Maar kan julle sien hoe hierdie goed vervul het? Hoe hierdie dinge presies net so vervul het rondom 70 na Christus. Hierdie goed het klaar vervul, mense. Hierdie is die goed wat ons nou kan gaan sit en opmaak en sê, dit moet nou eers vervul nie. Die historikuste, die geskiedenis wys vir ons, hierdie goed het klaar gebeur. Dis hoekom dit belangrik is om te weet wat in die verlede gebeur het. Dan kan mens duidelik sien, hierdie goed het mos al gebeur. En dit is in lyn met die Bybel, wat Joshua gesê het, hierdie goed gaan gebeur in sy disippels se generasie. Hy het dit oor en oor gesê. Vers 2. Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. Nou sien die dier sy autoriteit kry van Lucifer.
Nou, dis hoekom Lucifer word verteenwoordig ook as met 7 koppe. So hierdie dier lyk soos die draak, want hy is gevul met die draak, met Lucifer, en hy doen 100% Lucifer se wil. Dis hoekom hy is 'n afbeelding, kan jy maar sê, van die draak, die dier. Die Romeinse dier is 'n samensmelting van die Babyloniese, Medo-Perse en die Griekse ryk. Dit is 'n verwysing na Daniël 7. Ek het julle mos al gesê, Daniël se profesie word finaal vervul in Openbaring, en dit is vervul in 70 na Christus. Dis die boekrol wat met die 7 seels van Openbaring 5, dit is waarna daar verwys. Dit is die oopmaak van Daniël se seels, van sy profesie, wat geseel was in Daniël. Dit is 'n verwysing na Daniël 7. Hier sien Daniël 4 diere uit die see opkom. Elk symboliseer 'n ander nie, Israel se ryk, wat Israel sou verower. Die eerste is 'n leeu, wat Babylon symboliseer. Die volgende is 'n beer, wat Medo-Persië symboliseer. Dan 'n luiperd, wat Griekeland symboliseer. En laastens is die dier, wat in hierdie hoofstuk beskryf word, die Romeinse seemonster. En hierdie vers word gesê dat die 7-koppige seedier soos 'n luiperd lyk, die pote van 'n beer en die bek van 'n leeu het. Hierdie eienskappe illustreer die ontsaglike omvang van die Romeinse heerskappy. Rome het 'n groot deel van die gebied van die vorige 3 ryke verower, gevolglik het Rome baie van hulle kultuur en godsdiens geabsorbeer. En dis die konneksie, mense, met hierdie, hy lyk soos 'n luiperd, die pote van 'n beer, die mond van 'n leeu. Hy het hulle kultuur en godsdiens geabsorbeer. Dis die konnotasie. Eerste en tweede eeuse Rome was oorheers deur 4 groot godsdienste, wat geleen is van elke ryk in Daniël 7. Rome het begrippe van astrologie en astrale fatalisme van die Babyloniërs aangeneem. Persië het die kultus van Mithras bygedra, die gewildste van die misterie godsdienste, Mithraïsme, het in gewildheid gegroei om die Christendom in die 2de eeu te ewenaar. Rome het ook die Griekse gode aangeneem en hernoem, benewens die absorbeer van die Griekse praktyk van keiser aanbidding. So ons sien hoe hierdie vorige ryke se gebruike deel geword het van die Romeinse ryk, en dis hoekom Johannes sê so, hy het die eienskappe van hierdie vorige ryke. Dis hoekom. Dis die konnotasies, mense. En dit is lekker om hierdie goed so te kan verstaan, hè? Vers 3. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed, and all the world marveled and followed the beast. Soos vroeër genoem was, hierdie kopwond was Nero se selfmoord 68 na Christus. Hy het nie 'n opvolger aangekondig nie, wat burgeroorlog veroorsaak het in Rome, waar tydens 3 leiers opgestaan het, gedood was binne 1 jaar, totdat die Vespasian-familie in bewind gekom het en Rome kon stabiliseer. Hieronder is 'n gerestaureerde relief van Titus in Rome gevind, wat prins Titus uitbeeld tydens sy triomf na die val van Jerusalem, getrek op 'n strydwa deur 4 perde. En gou julle die prentjie wys daarso. Is net wonderlik, nee, hoe dit 'n konneksie het met die 4 perde ook maar van Openbaring. Hierdie voorbeeld van Titus wat op 'n wa ry met 4 perde. Want hy het basically teweeg gebring die 4 perde oor Jerusalem en die Israel dorpe rondom Jerusalem. Die wêreld hier verwys na die gebiede wat onder Rome se beheer was. Hulle het die nuwe Romeinse leiers vereer. Lukas 2 vers 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Nou, het hy nou die hele wêreld getax? Amerika, Australië, al die plekke? Nee, hy het nie. Hy het net die Romeinse ryk getax.
Maar die Bybel hou daarvan om te praat van die hele wêreld as dit eintlik verwys na die gebied wat die spesifieke koning regeer. So dan is dit nie die hele wêreld soos wat ons dit vandag verstaan nie. In die meeste gevalle, soos in Openbaring ook, as hy praat van die hele earth, the whole earth, en dieselfde woord daarso is land, dan is dit eintlik the whole land, ja, the whole territory. Maar dit verwys spesifiek na Juda in Israel, se gebied, of die Romeinse gebied, wat hulle regeer. Vers 4, So they worshipped the dragon who gave authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like the beast, who is able to make war with him? So ons sien hier so hulle aanbid die draak en die dier. Nou, hier gaan ek 'n bietjie verduidelik, hoe is dit moontlik, hoe het die mense Satan aanbid, as hulle die dier aanbid. Cassius Dio Roman History, hierdie verwysing kan julle gaan opsoek self, wat dit daar sê as julle wil. Alhoewel keiseraanbidding nie amptelik in Rome rondom die tyd van die Joodse oorlog goedgekeur is, soos in die oostelike provinsie nie, was keiseraanbidding verbasend algemeen binne die stadsgrense van Rome, in 'n nie amptelike hoedanigheid, veral onder diegene wat in Rome gewoon het, en oorspronklik van Rome se oostelike provinsie afkomstig was. Dio Cassius teken 'n prominente voorbeeld aan waar Tiridates, die koning van Armenië, aan die voete van Nero by die forum in Rome geval het en gesê het, ek het na u gekom, my God, om u te aanbid soos ek Mithras aanbid. Julle sien, mense het die leiers van Rome aanbid, hulle wat onder beheer was van die Romeinse Ryk. Hulle het hulle God genoem. As 'n weerspieëling van die voorkoms van Caesar aanbidding, het sy amptelik goedgekeur of vrywillig, is Vespasianus soms tydens sy bewind op keiserlike muntstukke uitgebeeld met die corona radiate, die stralende kroon, as 'n simbool van goddelikheid. Ja, hulle is begin aanbid as gode, hierdie leiers. Die stralende kroon op keiserlike muntstukke is tot die tyd van Nero uitsluitlik as versiering vir 'n goddelike een gebruik. Nero het egter die president geskep om op muntstukke te verskyn met die kroon wat na die songod geleen is, en sy voorbeeld is gevolg deur Vespasianus, wat nie die senaat verhoed het om hom te vereer deur die uitreiking van muntstukke met sy beeld daarop, met 'n stralende kroon. Dit was die Numen, godheid beskermgees of goddelike krag van die keiser wat aanbid is. In vers 4 leer ons dat die Numen van die keiser die draak is. Dit wil sê Satan, Openbaring 12. Nou gee ek julle gou die definisie van Numen. In ancient Roman religion, Numen refers to the divine power of presence of a deity, often associated with a specific object, place, or phenomenon. It was also used to describe the godhead or divine power of a living emperor in the imperial cult. Dit verwys maar na die krag wat hierdie leier het om so te kan regeer en so kragtig te wees. Die mense het geweet, dit is nie uit homself nie, dit is van 'n gees of 'n god bo hom, van waar hy die krag ontvang, so hulle het die leier en daardie krag aanbid, wat van waar het kom. Sê nou maar, in die geval die dier, en het sy krag ontvang van die draak af. So die mense het die dier aanbid, maar deur die dier het hulle die draak aanbid, wat hom die krag gegee het. Die feit dat Johannes die Numen van die keizer Satan noem, is nie verbasend in die lig van 1 Korintiërs 10 vers 20, waar offers aan afgode as offers aan demone beskryf word nie. Hierdie idee van hoe Johannes Satan as die Numen van die keizer sien, of die kragverskaffer van die keizer sien, verduidelik hoe die mense die draak aanbid, omdat hy mag gegee het aan die dier. Ja, maar die mense het geglo, dis bo-natuurlike krag wat die keizer ontvang het, om so te kan regeer oor al die nasies. So dan het hulle indirek
die draak aanbid, wat Lucifer is. En net soos vandag, of wat hulle sê ook in die Bybel, as jy afgode aanbid, aanbid jy die geeste agter die afgode. Nou as jy mense verafgod, soos hierdie keisers, dan aanbid jy Lucifer wat daar agter sit. Dis maar dieselfde ding. Vers 5 and says, and he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months, 3,5 jaar. Then he opened his mouth in blasphemy against Yahuwah, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. En ons sien hierso, daar spesifieke verwysings in die historiese boeke, na hoe hierdie persoon Yahuwah geblasfeem het, en die tabernakel. Ek gaan nou vir julle wys hoe. Die mond van die dier is die valse profeet van Openbaring 19 vers 20. In vers 5 word die dier 'n mond gegee om trotse woorde en godslastering te uiter. En in vers 6 maak die dier sy mond oop om Yahuwah te laster en om sy naam en sy woonplek te belaster. Die mond van die dier is die klein horingkie van Daniël 7, in Daniël 7 vers 8 en 25. Word gesê dat die klein horingkie teen die Allerhoogste spreek, met 'n mond wat groot praat. Sien julle die konneksie? Die konneksie tussen Openbaring en Daniël, want Daniël word vervul in Openbaring. Dis hoekom. Daniël se profesie strek nie na 70 na Christus nie, mense. Sy profesie is volbring rondom 70 na Christus en binne daardie bestek van 500 jaar na dit. Want onthou, aan Daniël 2 verwys hy na die klip wat die 1000-jarige vrederyk verteenwoordig, wat Rome en Israel saam vernietig. Natuurlik moes dit vervul wees die laaste 500 na Christus. Joshua is gebore, sy ministerie het opgehou so 33 na Christus. En dan het hierdie goed, is vernietig 70 na Christus. En dan die laaste, wat die 1000-jarige vrederyk kon begin het, is 500 na Christus. En kom ons gaan verder. In Gittin, julle moet maar van die Babyloniese Talmud, hierdie verwysing gebruik as julle dit wil self gaan opsoek. Daar staan, Titus het gesê, waar is hulle God, die rots op wie hulle vertrou het? So hier gaan ons nou lees van die slegte goed wat Titus gesê het, van dit, maar ons nie baie van dit genoem nie, maar hy het gesê, waar is hulle God, die rots op wie hulle vertrou? Dit was die goddelose Titus wat die hemel gelaster het. Hy het 'n hoer aan die hand geneem en in die allerheiligste ingegaan en 'n boekrol van die wet uitgesprei en 'n sonde daarop gepleeg. Julle kan vir julle self indink wat het hy gedoen op die boekrol, die van Yahuwah, met die hoer. Maar in elk geval, dis wat hy gedoen het daar in die tempel. En toe het hy 'n swaard geneem en die gordyn gesny, wonderbaarlik het bloed uitgespuit en hy het gedink dat hy Yahuwah self doodgemaak het. Is maar eintlik Yahuwah wat hom bespot. Titus het verder die gordyn geneem en dit soos 'n mandjie gevorm en al die voorwerpe van die heiligdom gebring en dit daarin gesit en dit toe aan boord van 'n skip gesit om saam te neem. Terwyl hy op pad terug na Rome was, het Titus die volgende uitdaging aan Yahuwah gerig. As hy werklik magtig is, laat hom dan op die droë land optrek en teen my veg. En hierdie godslasterlike uitdaging kan mens waardeer hoe Titus werklik teen die Allerhoogste gepraat het, soos voorspel is in vers 8 en 25. Ja, hierdie ouetjie was lyk my heeltemal koekoes. Nou, wat 'n normale mens sal so praat teen Yahuwah, maar hy het. So ja, hy is hierdie klein horingkie wat al hierdie lasterlike goed gesê het en gedoen het, né? Hy het daar, hy was daar intiem in die tempel, op die boekrolle en alles met 'n hoer. Hy het alles heeltemal toe na dit ook vernietig en verbrand. Hy het aan die ooste kant van die tempel, voor hulle dit toe ook, terwyl hy dit verbrand het, het hy sy afgodsbeelde opgestel, daarso om te wys, hulle is in beheer daar, en ek dink hulle het varke ook daartoe geoffer. En ja, dis alles 'n vervulling, mense, dis alles 'n vervulling van die
abomination of desolation, né? En van die klein horingkie wat blasphemies praat, dis alles vervullings van daardie, en dit het klaar gebeur. Dit gaan nie nog gebeur nie. Natuurlijk gaan dit wel laat lyk asof het nog kan gebeur, want hulle wil jou om die bos lei vandag. Vers 7, and it was granted to him to make war with the saints, and to overcome them, and authority was given him over every tribe, tongue and nation. Natuurlijk, die Rome het beheer gehad oor baie verskillende nasies, want hulle het 'n groot area geregeer. As keiser het Titus beslis oor al die nasies onder Rome se beheer geregeer. Hy het die mag gehad om baie gelowiges dood te maak wat vasgekeer was in Jerusalem tydens die Pasga-fees en ook plekke rondom Jerusalem. Nie al die gelowiges het gevlug Pella toe nie. Die oorlog het 3,5 jare geneem. Ek wil net sê dat die baie mense wat gelowig was, het ook maar doodgegaan. Onthou julle, die vorige hoofstuk het ek vir julle gewys, die dier wat agter die gelowiges aangekom het, toe hy nie by Joshua kon uitkom nie, of toe hy daardie battle verloor het, toe gaan hy agter die gelowiges aan. Nou ja, baie van daardie gelowiges is doodgemaak, en dit is ook die multitude wat ek glo daar was, by die hoofstuk wat praat oor die 144.000, net daarna word genoem van die menigtes wat daar was, wat doodgemaak is, deur Rome. Nou ja, dit is Lucifer wat agter die gelowiges aangekom het. Baie van hulle het opgegaan om die Pasga te vier in Jerusalem en hulle het daar doodgegaan. All who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Weer eens net 'n verwysing na die spesifieke area wat Rome regeer het. In vers 9, if anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience of the faith and of the saints. Galatians 6 vers 7. Do not be deceived. Yahweh is not mocked. For whatever a man sows, that he will reap. Rome het duisende mense vermoor met die swaard en ook die duisende weggevoer in ballingskap. So Johannes sê, dieselfde gaan met hulle gebeur. Ons sien in Daniel 7 dat dieselfde het met hulle gebeur. Die voete van yster en klei, die yster is ook verbrysel deur Yahushua, sy klip, wat sy koninkryk verteenwoordig. So Israel is vernietig deur Rome, maar toe is Rome vernietig deur Yahushua. En ons sien in Daniel 2 dat dit wel die geval is. Daar is 2 weergawes van die vers. Meeste vertalings gebruik hierdie weergawe. Die ander weergawe is, if anyone is destined to go into captivity he shall go. Ja, maar die meerderheid van die vertalings in die Engels sê dit soos wat ek hier vir julle gelees het in vers 10. Nou, daar is 1 of 2 vertalings wat dit anders stel, wat sê, hulle wat bestem is om slawe te wees, is weggevoer as slawe, hulle wat bestem was om doodgemaak te word, is doodgemaak, en so aan. Maar ek hou nogal van hierdie meerderheid vertaling hierso, van dit wat jy saai, sal jy maai. Wat Johannes eintlik dan daar sê is, Rome sou nie wegkom met wat hulle gedoen het nie. Jou het wel hulle gebruik om Juda te straf vir hulle wetteloosheid, maar dan het jou net daarna ook hulle vernietig. Net soos hy gemaak het met die ander nasies wat hy gebruik het om Israel en Juda te straf. Babylon, Assyrië, hulle is allemaal vernietig. Net daarna. Vers 11, then I saw another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. Toe Neri sterf, het die Caesar-dynastie geëindig, en die dier het gesterf, of opgehou bestaan. Hierdie dier het die see met die 7 koppe. Nadat Nero gesterf het, het Vespasianus, wat toe generaal van die Romeinse leer in Israel was, die nuus ontvang en na Egypte vertrek om sy volgende stap te beplan. Nou, het is interessant, Titus en Vespasian, Flavius Vespasian was in Israel gewees, toe hulle begin regeer het. Julle sal later sien dat hy is gekroon as keizer in Judea, op die aarde, nie in die see nie.
Dus omtrent die tyd dat die dier 'n noodlottige wond by die dood van Nero opgedoen het, het Vespasianus en Titus Israel die land verlaat en na Egipte, die see, afgrond dood, toe vertrek. So hulle het uit die land na die see toe beweeg in hierdie kodetaal. Die see is mos die nasies en die land is Israel. Die dier staan dan op uit die dood met die opkomst van die Flaviese dynastie in 69 na Christus, en nadat Vespasianus deur sy troepe as keiser gekroon is, word Titus teruggestuur na Israel, die land, om Jerusalem in 70 na Christus te beleer. Dus korreleer die dood en opstanding van die dier direk met die vertrek en terugkeer van die dier van en na Israel, die landdier. Ja, die kop se wond is opgedoen, terwyl hierdie tweede dier in Israel is, wat Titus en sy pa verteenwoordig. Die twee horings is hierdie twee persone, die pa en seun, wat toe sou regeer, en hulle was in Israel toe dit gebeur het, maar hulle was ook gekroon, Flavius Vespasian, die pa, was gekroon in Judea as keizer, so wat ook verwys na die land, die dier uit die land, of van die aarde. Beide Flavius en seun Titus was betrokke in die Romeinse weermag in Israel gebiede met die dood van Nero. So hulle het van generaals na keisers verreis en verteenwoordig die twee horings van die lam. Hulle moes eers terugkeer Rome toe om oor te vat en stabiliteit te bewerkstellig voordat Titus sou terugkeer om klaar te maak wat begin was deur Jerusalemse oorwinning. Die see-dier Rome het op die land gekom en toe was daar die landdier, Vespasian familie. Ja, die landdier verwys spesifiek na hierdie nuwe familie wat oorgevat het, die Vespasian familie, met die twee horings wat die pa en seun verteenwoordig. Twee horings, want pa en seun was albei keisers gemaak, alhoewel Titus nog steeds onderdanig was aan sy pa en soos 'n profeet vir die mense gesê het dat hulle sy pa moet vereer en aanbid. Dis hoe hy die rol van die valse profeet vervul, Titus. Onthou dat die titel dier van die aarde gedeeltelik verwys na die feit dat Vespasianus en Titus uit Israel die aarde opgestaan het om keisers van Rome te word. Dit gesê, daar blyk 'n dieper betekenis aan hierdie titel te wees, wat sinspeel op die valse Messias, wat die wettelose dier uit die aarde is, Matteus 24. Dit is belangrik om te weet dat Vespasianus eintlik as keizer in Judea gekroon is volgens Josephus. Hier staan in Josephus, Word of the Jews, maar wat hulle nou die meeste verhef het in die aanpak van hierdie oorlog was 'n dubbelsinnige profesie, wat ook in hul heilige geskrifte gevind is, hoe omtrent daardie tyd een uit hul land gouverneur van die bewoonbare aarde sou word. Die Jode het hierdie voorspelling as hulle self in die besonder beskou. En baie van die wyse manne is daardeur mislei in hul verbasenheid. Nou het hierdie orakel of profesie beslis die regering van Vespasianus aangedui, wat as keizer in Judea aangestel is. Ja, Josephus sê blykbaar is daar profesie wat hulle aangeklou het, vasgeklou het, hierdie leiers van die Israel, en hulle het gedink dit is van toepassing op iemand uit Israel, iemand uit Juda, se stam, maar dit was toe eintlik 'n verwysing na Vespasian en sy seun, nie na hierdie Judeërs nie. So hulle het nie die profesie mooi verstaan nie. Want hierdie keisers was gekroon keiser in Judea, wat 'n vervulling was van hierdie profesie wat hierdie Judeërs aan vasgeklou het. Maar dit was nie vervul soos wat hulle gehoop het nie. Tacitus skryf, die meerderheid was oortuig dat die antieke geskrifte van hulle priesters verwys het na die huidige tyd wanneer die ooste sou seevier en uit Judea manne sou opstaan wat bestem was om die wêreld te regeer. Sien ook 2 Baruch 29 vers 3 en 4. En ja, so duidelik was dit, lyk my,
die idee dat hulle het geglo daar sou 'n leiers opstaan uit hulle geleedere uit wat sou beheer vat en Rome oorwin, maar toe het dit 'n bietjie gebackfire, toe was dit eintlik 'n verwysing na Flavius Vespasian en sy seun. En hulle het gegaan en Jerusalem heeltemal vernietig. So die teenoorgestelde het gebeur wat hulle voor gehoop het. Vers 12, and he exercises all the authority of the first beast in his presence and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. Hierdie dier is Rome wat na verwys word as dood na die dood van Nero, wat burgeroorlog veroorsaak het en Rome verswak het. Die dodelike wond is genees, want Rome was toe weer so sterk soos voorheen met die Vespasian familie aan bewind. Vers 13, he performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Alhoewel Josephus nie spesifiek sê dat die Romeinse leer vuur na Jerusalem geloods het nie, dui hy wel aan dat hulle dit vroeër in die oorlog tydens die beleg van Jotapata gedoen het. Daarom blyk dit waarskynlik dat die Romeinse legioene dieselfde gedoen het tydens die latere beleg van Jerusalem. En hier staan het in Josephus' War of the Jews. At the same time, such engines as were intended for that purpose threw at once lances upon them with a great noise, and stones of the weight of a talent were thrown by the engines that were prepared for this purpose, together with fire, and a vast multitude of arrows, which made the wall so dangerous that the Jews durst not only come upon it, but durst not come to those parts within the walls which were reached by the engines. Hierdie engines is vir die catapults wat hulle gebruik het om hierdie lances en klippe en spiese en goed te gooi op Israel, en hulle het die goed in die brand gesteek, so dit het letterlik vuur uit die hemel gereën. Hierdie vuur uit die hemel is ook 'n simbool van die 12de legioen, wie se embleem 'n weerligstraal is, en wie se teenwoordigheid in Israel die aarde onder Titus se leierskap gehelp het met die brand van Jerusalem in 70 na Christus. Ja, nog 'n vervulling van daardie, het kan ook hierdie legioen wees. 14. Nou, ek was gehou, hoe ver is ons hier? Sjoe, ons het gewikkel. Amper daar. Vers 14. And he deceived those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image or to the beast, who was wounded by the sword and lived. Die beeld van die dier is die imago van Vespasianus. Die dier wie se wond genees is deur die Romeine in die tempel in 70 na Christus aanbid. Nou, hier is 'n voorbeeld van die imago, hierdie prentjie. Dis basically wat hulle daar opgesit het vir die mense om te aanbid, soos 'n 3-dimensionele image van hulle afgode. The ensign called the imago was a 3-dimensional image of Caesar and so on. Ja. Openbaring 13 vers 14. Sê dat die dier uit die aarde sy mense beveel het om 'n beeld op te rig ter ere van die dier wat deur die swaard gewond is en tog gelewe het. Soos hierbo genoem is hierdie vers vervul toe die Romeine die imago of image op die oostelike poort van die tempel op die 9de van Aviv van 70 na Christus opgestel het. In hierdie tyd was daar ook dikwels portretmedaljes van die keiser en sy gunstelinge genaamd Valerai Kam Image aan die pale van die ander vaandels geheg met wat aan die ander vaandels geheg is. Dis is 'n beeld van Caesar Titus, was waarskynlik ook in hierdie tyd aanbid langs die imago van sy vader Vespasianus. Hulle sê maar net dat hulle moontlik Titus en sy pa aanbid het, nie net vir die pa nie. Hou in gedagte dat Titus die generaal van al hierdie legioene was. En Titus is ook tot Caesar verklaar tydens Vespasianus se kroning. Dis is dit waarskynlik dat beelde van Titus ook reeds bestaan het, langs beelde van Vespasianus by die oostelike poort op hierdie beeld medaljes,
wat aan die vaandels geheg is. Ja, dit is ook maar van die vaandels daar voorbeeld daarvan, en hoe hulle aanbid het. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause as many as would not worship the image of the beast be killed. Dit is moontlik dat buikspraak en nagemaakte wonderwerke met die afgode onder Titus se leiding in die tempel in Jerusalem in 70 na Christus verrig is, aangesien dit 'n algemene praktyk was in die heidense tempels van Sirië, die provinsie waarheen die groot deel van Titus se leer gestasioneerd was. Die volgende word geskryf oor die heidense tempel van Sirië in die 2de eeu na Christus. Die standbeelde sweet en beweeg en spreek oracles uit, en 'n geroep is dikwels verhef toe die tempel gesluit was. Dit is deur baie gehoor. Dit staan in hierdie plek Lucian de Syria D10. Titus was die mond van die dier, op dieselfde manier as wat Aaron die mond was van Moses, volgens Exodus 4:16. Rome word beliggaam deur die keisers. Daarom word die keisers ook die dier genoem, dwars deur die Apokalips, aangesien hulle die beeld op menslike verteenwoordiger van Rome is. Die feit dat Caesar die beeld van die dier Rome is, word geïllustreer deur 'n aanhaling uit Ovidius in 43 voor Christus tot 18 na Christus. Die staat is Caesar. Beide Rome en sy keisers is gereeld in die keiserlike kultus aanbid. Nou, ek gaan net hier stop in elk geval. Die volgende deel is oor die merk, wat natuurlik 'n aparte video gaan wees, en ek het maar gesê, ek dink dit is 'n goeie idee om dit te split, en ek kan nou sien duidelik dit was, want ons is nou op 56 minute. Ek het nie gedink hierdie deel sou so lank wees, en julle het gehoor seker hier aan die einde het ek 'n bietjie vasgehaak. En dit is nog 'n lang video om so lang te lees, maar dit is baie belangrike inligting, mense, en dit is net om vir julle te wys dat hierdie goed het al vervul. Daar is, al die bewyse is daar, hierdie dinge het al vervul, dit gaan nie vandag vervul nie. Ons leef nou in die klein seisoen van misleiding, die kort seisoen, wat Openbaring 20 van praat, en dit is na die 1000-jarige vrederyk. Dit is waar ons is op die tydlyn. Ons wag nie vir 'n groot verdrukking nie. Hierdie groot verdrukking van Openbaring het al gebeur, en julle kan maar al my video's deurgaan van Openbaring, julle sal sien, vir alles wat daar gebeur, het ek verduidelikings uit die historiese boeke en uit die Bybel. So dit het al klaar gebeur. Mense wat vir julle sê, hierdie goed moet al gebeur, en dis Amerika en Rusland en wie ook al, hulle praat klomp nonsens, mense, hulle praat klomp, gemors. Hulle verstaan nie wat die historiese boeke sê nie, hulle verstaan nie wat die Bybel sê nie, en dis hoekom hulle al hierdie stories kan opmaak. En ongelukkig eet meeste Christene dit op so soetkoek, want hulle weet ook nie wat die Bybel sê nie. Maar as ons nou gaan kyk wat sê die Bybel en wat sê die historiese boeke, kan mens duidelik sien hierdie goed het al lank al gebeur, alles het net so gebeur soos wat Johannes gesê het in Openbaring. Dit het 100% vervul. It's amazing as jy hierdie goed so deurgaan en sien hoe dit 100% vervul het. In elk geval, ons gaan volgende keer aan met die merk. Die merk is baie interessant, baie inligting het ek daaroor gekry. Dit is regtig baie interessant. Dit gaan goed sê wat julle nog nooit gehoor het oor die merk nie. So dis nogal 'n belangrike video. Geniet julle dag, geniet julle aand verder. Bye.